Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons sit vandag ons gesprek vir hierdie maand voort, waar ons kyk na verwondering, en ek wil hê, ons moet vanoggend bietjie gesels oor die verwondering soos deur 'n kind se oë gesien. Ek wil begin deur vir ons 'n gedeelte te lees uit Matteus 18 vers 3, waar ons hoor as Jesus aan sy disippels sê, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Die situasie is dat die disippels by Jesus wou weet, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? En Jesus wys dan na voorskoolse kind. So vir die mense van destyds was daar nie eintlik 'n eienskap aan kind wees wat 'n volwassene sou wou begeer nie. Dit sou so half geklink het asof 'n mens agteruitgang. Maar juis hierin lê 'n klomp groei, soos Jesus vir ons uitwys, 'n groei in nuuskierigheid om meer te wete te kom, om verwonderd te wees. Ja, in die eerste plek natuurlik 'n volle groei in die besef van ons volkome afhanklikheid van God en om hom te leer ken. En ons leer hom ken deur hoe sy lewe op aarde was en dit wat hy die Vader sien doen het en gedoen het op aarde. Nou, as ons dit verder vat en ons kyk byvoorbeeld na kinders, dan is daar so 'n paar aspekte wat ek wil uitlig. En ek wil begin deur te sê, wat ons by kinders sien is dat hulle kan verwonder, hulle is nuuskierig, hulle het 'n baie ryk verbeelding. Verhoudinge is vir hulle belangrik, maar hulle het ook met verskillende uitdagings te doen. En ek dink die belangrike hiervan is, dat ons dit miskien, terwyl ek hieroor praat, moet kontrasteer met, ek as volwassene, my perspektief en die kind se perspektief. Ek wil dan nou sommer dadelik begin en sê, goed, kom ons kyk dan na verwondering en nuuskierigheid. Kinders kan baie vra, partykeer maak dit ons half moedeloos, maar dit is hulle verkenning van hulle omgewing en van ander. Hulle vind vreugde in die kleinste dingetjies. Hulle sal byvoorbeeld vir 'n lang tyd kyk na iets soos 'n duisendpoot, of hulle sien 'n stukkie van hulle self weerkaats in 'n poeltjie water. So om te kyk hoe kinders kyk, is amper asof ons 'n skoon doek voor ons het, waar die gewone, die alledaagse, amper iets van 'n stukkie mystiekheid kry. Die vraag wat meer word as die antwoorde, want dit is as dit ware 'n avontuur wat wag om te ontvou. En julle sal onthou dat ons gesê het, deel van verwondering is hierdie avontuur. So daar waar hierdie kind nou sal sit en hierdie duisendpoot gaan dophou, en dalk sou wou omdop en kyk, het hierdie wurmpie 1000 pote, of dan hulle self sien in hierdie poeltjie water. As ouers is ons nou al so gewoond aan logika en routine, en ons weet waaroor dit gaan, en in die proses sluit ons toe vir verbeelding, vir hierdie saam avontuurlustige ontdekking, soos wat kinders doen. Want deel van hierdie verwondering en nuuskierigheid, byvoorbeeld iets soos, hoekom is die lig blou? Waar gaan die sterre heen in die dag? So, daar's twee maniere om dit te hanteer, om of een of ander storie uit te dink, of om regtig te gaan moeite doen, en 'n bietjie op te lees, en met die kind te sit en gesels. Ja, ons weet,
dit hou verband met wie en wat ons bestaan behels. Maar vra ons as volwassenes ooit sulke vrae? Wonder ons ooit, as ons net byvoorbeeld na die uitspansel kyk, waar gaan die sterre en die maan heen wanneer dit dag by ons is? Of het ons al gekyk na die blou van die lug en vir onsself ingedink, maar daar is verskillende soorte blou, en kan ons hierdie verskillende soorte blou name gee, of dit identifiseer, en 'n bietjie meer wil weet? Met ander woorde, wat die kinders doen deur hulle nuuskierigheid, hulle staan eintlik 'n bietjie stil, en hulle geniet hierdie omgewing, hierdie wêreld, as iets soos ek gesê het, 'n stukkie mystiek, waarvan hulle meer wil weet, waarvan hulle meer wil leer, want dit is hulle wêreld waarvan hulle deel is. Maak ons nog die tyd om te gaan stil staan en op te kyk, of om rondom ons te kyk, of na hierdie wat anders is? Ek stel my voor, ek ry byvoorbeeld in die oggend uit in die veld, en die mis hang laag in die veld, en ek kyk na die ander skakerings van groen van die gras wat ek sien. Of ek kyk byvoorbeeld na dit in die kleinste grasspreekie vasgevang, dalk 'n spinnerak of 'n web, maar daar's iets wat my verder vat as uit hierdie roetine, alledaagse gewone. Ek raak betrokke by my omgewing, ek raak verwonderd oor die groot skepping tot in die kleinste minuskule gedeeltetjie vasgevang. Ja, daar waar my kat of my hond byvoorbeeld in die huis lê, en ek kyk byvoorbeeld na my hond se ore se beweging as hulle een of ander geluid hoor, of 'n kat wat iets ruik en hy lig sy snorbaarde so heen en weer, of ek kyk by die venster uit en ek ruik en is bewus van wat rondom my gaan. Ons het nou baie reën die afgelope tyd in ons land oor groot dele ervaar. Daardie reuk van vars grond. En as 'n kind byvoorbeeld vir my uit nuuskierigheid sal vra, hoekom ruik nat grond anders as droë grond? Ja, hoe sal ek dit beantwoord? Dan is daar kom ons noem dit nou maar die algemie van kind wees. Want wat 'n kind kan doen, is om algemene, gewone objekte in iets magies te omskep. Soos byvoorbeeld, want ons weet dit, hulle speel met 'n stok, maar hierdie stok word nou hulle swart. Of daar's een of ander skade weer, sê nou maar teen 'n muur, en dit word vir hulle 'n monster, of hierdie verbeelde kreatuur. En deur hierdie verbeelding interpreteer hulle realiteit op hulle manier. Doen ons nog iets waar ons oog iets vang wat bietjie anders lyk, en in plaas van om dadelik te sê, ja, dis dit of dit, dan ons 'n bietjie verder kyk en 'n bietjie dieper kyk. Dan natuurlik deel hiervan, as ons dink, en almal dink ek sal dit ook weet, baie keer word gewoon iets soos 'n kombers of 'n handdoek wat 'n kind om hom of haar draai, word soort van die mantel van die hero. Nou, soos ek aan die begin gesê het, wat ons moet in gedagte hou, is dat hierdie avontuur is iets wat ons as volwassenes en as groot mense in aanhalingstekens anders beleef. En dit beteken nie dat ek nou kinderagtig moet optree nie. Dit beteken maar net, soos wat kinders onbevange, oop, kreatief, nuuskierig is, so moet ek ook op punte en tye in my lewe kom, waar ek net oop en onbevange en nuuskierig kan wees. En dan, volgende aspek, kinders kan ook in verhoudings baie gelukkig of baie hartseer wees. Kinders is ook diegene wat regtig nogal maklik kan vergewe en baie lieftallig kan wees. Maar dan moet hulle ons kan vertrou. Ons het al in die verlede daaroor gepraat, 'n kind wat in 'n geborge huis groot word, wat daardie geborge verbintenis het met die belangrike ander of versorger, is 'n kind wat gesond en heel die wêreld ingaan, teenoor die kind wat nie erkenning kry nie, wat verwaarloos word,
wat baie keer onnodig sleg gesê word, wat 'n soort van 'n voortdurende onderdrukte aggressie dan ontwikkel en uiteindelik rebels raak. So wat sê ons vir onsself dan as sogenaamde groot mense? Die balans daarvan om groot mens te wees in hierdie wêreld, maar te kan afkyk en te kan leer by kinders, daardie eenvoudige basiese van mens en lewe en verhoudinge te kan geniet vir wat dit is. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Willem en luisteraars, nou, kom ons kyk na 'n paar praktiese wyse waarop ons tog hierdie verwonderende kinderlike perspektief kan uitbou, weer daarby kan gaan stil staan en in dieselfde tyd ons sterktes van volwassenheid behou. Dit beteken, ek moet dalk weer 'n bietjie begin nuuskierig wees oor goed. Ek moet begin wonder waarom goed op sekere maniere werk en wat is die uitkomste van sekere dinge wat ek aanpak. Ek lees gister 'n kort beriggie en ek is jammer ek kan nie die dame se naam onthou nie, maar wat die eerste persoon was wat gesê het, die feit dat ons ewig ons skottelgoed moet was en alles wat daarmee saamgaan, maak dat borde makliker breek. Dit was 'n sekere eeu of wat tergelede en uiteindelik is dit iemand wat toe nou met 'n ingenieur gaan praat het en op daardie manier is daar navorsing gedoen en is daar met 'n spesifieke soort van spuite wat dan nou die borde skoon spuit geëksperimenteer. En vandag is daar omtrent in elke huishouding 'n skottelgoed wasmasjien. Iemand was nuuskierig en wou 'n beter manier van lewe met 'n beter lewensgehalte hê en dit wêreldwyd vir almal van ons gee. So daarom is dit ook belangrik dat ons in hierdie nuuskierigheid van ons dit ook moet kan geniet, om iets nuuts te kan ontdek en te kan beleef. Ons moet ook begin dink, verbeelding. Ons het al baie keer gesê, en ek dink dit is waar ons as volwassenes by die verbeelding uitkom, is om 'n visie te hê, om vir ons hierdie visie visueel voor te stel, of ons hierdie prentjie te skep van waarheen ons op pad is, of wat ons wil doen. Wanneer laas het ons iets eenvoudig gedoen, byvoorbeeld, soos om ons kinders se Lego stelle uit te haal en dit byvoorbeeld te bou, of gewoon 'n storie uit te dink en vir ons kinders te vertel. En ek weet, dit klink regtig baie eenvoudig, maar ons het mense nodig om met dit wat ons doen, verder te gaan. En hierby wil ek iets sê wat vanuit die voorligting sielkunde vir my baie interessant is. 'n jaar of 2 gelede het ek 'n baie goeie artikel gelees waar navorsers sê, baie keer dit wat kinders mee speel, word dit wat uiteindelik in hulle beroep uitspeel. En so byvoorbeeld weet ek van 'n kind wat baie lief was om Legos te speel en te bou en allerhande goed. En hy is vandag 'n persoon met 'n baie groot sakeryk wat in Griekeland werk, wat hierdie behoueringsskepe se behouerings of houers of wat ook al uitwerk in terme van hoeveel kan op mekaar gestapel word en watter gewig moet dit dra ensovoorts. OK, Legos. Dan weet ek van 'n persoon wat 'n baie suksesvolle begrafnisondernemer is en as kind 'n stasie waar speelding gekry het. Sy pa was 'n dominee en die aard van die saak het hy baie keer en gereeld met begrafnisse te doen gehad. En toe op 'n stadium toe vra hy of sy oupa nie net vir hom 'n houtkussie sal maak nie. En dit het hy toe nou die stasie waar hy nou swart geverf en hierdie houtkussie agterin. Hy is 'n verskriklike suksesvolle begrafnisondernemer. Dan weet ek ook van iemand wat altyd kort storieetjies as die oudste sussie in die huis geskryf het vir die boeties en die sissies en dit met groot dramatisering aan hulle voorgedra het.
En vandag is dit iemand wat storieboeke vir kinders skryf. So weet ek ook van kinders wat op plase groot word, wat hulle eie kalfies of lammetjies kry, wat vir hulle geoormerk word, wat leer wat dit is om diere te versorg, en vandag suksesvol op plase boer. So met ander woorde, dit wat ons nuuskierigheid prikkel, kan uiteindelik ons visie vir vorentoe raak. Speelsheid, raak ons nog speels, of is ons te ernstig in die lewe? Kan ons nog regtig tyd op sy sit wat ons sê, ag kom ons speel vanaand 'n bietjie kaart of 'n bordspeletjie, of ons doen net iets wat snaaks is. Nou, ongeag wat ons glo oor paaseiers of nie, dit gaan nie vir my nou oor die oortuiging nie. Maar as ek byvoorbeeld as ouer, of dalk as grootouer, hier rondom Paasfees die paaseiers wegsteek, en die kinders moet dit gaan soek, en dan die een wat dit kry, of eerste kry, of wat ook al, kry een of ander addisionele persentjie. Of het ek al ook agtergekom, dat daar baie keer ouers en grootouers is, wat seker speletjies speel, waar die kinders sekere goed moet sê, nou maar soek, in die tuin, of op 'n werf, of wat ook al. En die een wat eerste alles kry dan ook een of ander toekenning. En die lekker daarvan, die genot, ons is saam opgewonde, en ons is saam ook soort van, nee, hierdie gaan nou nie regtig die plek wees waar jy het gaan kry nie, maar ons staan daar, en ons staan heeltemal stil, en ons ervaar dit. Speel ons nog met ons kinders, speel ons met ons kleinkinders, en as ons die kinders en kleinkinders het nie, en ons het diere, speel ons met ons diere, spandeer ons tyd met ons geliefdes, wat ons ook iets oulik kan doen. Dit beteken natuurlik, ek moet ontslae raak van selfbeoordeling en oordeel. Ek moet myself nie nou hier 'n etiket om die nek gaan hang van, ag ek is nou kinderagtig as ek hierdie tipe van goed doen nie. Nee, ons moet kan met openheid en oorgawe sê, hierdie is deel van my menswees, my ontspan, my verwondering van die lewe. En ons, in hierdie proses, sê nou maar, ons speel nou bordspeletjies of wat ook al. Dis aangenaam, ons lag en ons gesels, en dit is pret en alles daarmee saam. Maar onderliggend bou ons bande met mekaar, ons bou vertroue, die feit dat ons tyd maak om so saam te wees, beteken dat dit vir ons spesiaal is. Ek het met Kersdag 'n baie interessante ervaring gehad binne ons familie. Een van die persone het gesê, hulle het eenmal in 'n maand so byeenkoms, en dan bring elkeen 'n klein geskenkie en deel dit uit. Dit is min of meer dieselfde waarde. En dan kry jy die geskenkie wat aan jou uitgedeel word, en jy kyk wat dit is, maar as jy dit nie wil hê nie, dan vra jy, is daar iemand wat hierdie met my wil uitruil? En aan die einde het elkeen heeltemal 'n ander geskenk as dit wat aanvanklik vir hulle gegee is. Elkeen dra by, en dan op daardie manier, en die pret, en die lekkerte daarvan, en elke keer as iemand nou hierdie klein geskenkie of wat ek al oopmaak, en daai verbasing, daai wat ek gesê het in terme van verwondering, die nuuskierige, die lekkerte, die opwinding. Dit beteken natuurlik ook om my oor te gee hieraan, moet ek ook kan weerloos wees. Ek moet ook kan verder gaan en uit my dop kan kruip, en ek moet daardie tweede tree gee, waar ek laf kan wees, waar ek nuuskierig kan wees, waar ek pret kan hê, en waar ek dit kan deel. So ons leer van ons kinders, maar nog steeds is die balans daar. Ons kan soos kinders verwonderd wees en optree, maar ons tree nie kinderagtig op nie. Hierdie gaan nie oor onvolwassenheid nie. Dit gaan oor om volwasse te wees, maar ons toe te laat om ons skanse te laat sak en soos 'n kind die lewe te kan geniet. Ten slotte, daardie welstandsjoernaal van ons, wat van ons kyk byvoorbeeld vandag na 'n selfbevestiging wat sê, ek fokus op dit wat die kind in my menswees raak sien
en ervaar. Kom ons staan 'n bietjie hier by stil en dan gaan ons net weer kyk na ons aanhaling of ons teksvers of ons tema en ons skryf 'n sin of 2 neer oor hoe ek hierdie kinderlike verwondering gaan toepas vandag en dit gaan doen. Ek wens vir elkeen 'n verwonderende week toe. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.